Die vraag voor ons vandag wat hier is dit: wat sal eendag van jou gesê word? Waarvoor gaan jy onthou word? Wat 'n impak het jy al met jou lewe gemaak? Dit gaan baie meer oor jou beroep eendag. Want jy kan 'n beroep hê en nog steeds God se plan vir jou lewe leef. Maar jy kan 'n beroep hê en God se plan vir jou lewe mis. Ek gaan skool toe want ek kry 'n matrieksertifikaat. Ek gaan leer na skool en universiteit want ek kry bevoegdheid vir 'n werk eendag. Hoekom gaan ek kerk toe? Wat sal ons vanaand anders kan sê, as heilig, 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 is die Here van die leerskare. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Ek weet nie as wie het jy God leer ken vanaand nie, maar ek het God leer ken as 'n verlosser. Ek het God leer ken as 'n heiligmaker, as 'n saligmaker. Hy het ons bevry. Hy het ons verlos van die mag van sonde en die bose. Hy het gehang in 'n kruis vir ure aan een. En hy kon enige tyd gesê, dit is genoeg. Ek is klaar. Maar vanaand dank ons U, almagtige Koning, dat die gedagte van ons as bruid U aan daardie houtkruis vasgenaal het. Dat U daar gebly het ter wille van ons, om ons as U bruid voor U te sien staan, heilig, skoongemaak, vernuwe. Wat 'n pragtige beeld is die bruilof van Jesus Christus. Dankie dat U ons uitnooi, Here. Was ek maar net daar gewees daardie dag. Dankie vir U bloed, Here. Dankie dat U steeds 'n hart het vir hierdie nasie. Dankie dat U 'n hart het vir hierdie kerk. Dankie dat U steeds lief bly vir ons. Al draai ons gesigte van U af somtyds, is U getrou en regverdig en U hardloop nooit weg nie. Daar is nie 'n sonde wat te groot is vir U bloed om te kan wegwas nie. En ons staan vanaand nederig voor U troon. En ons sê Psalm 51, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. Dit is ons gebed, Here. Herstel die vreugde wat ons gehad het in my eerste liefde, toe ons by U troon kom kniel het vir die eerste keer. Ons is lief vir U. Ons wy dan nou ook die res van hierdie diens vanaand aan U, Here. Mag U naam geheilig word. En mag U koninkryk kom in hierdie diens vanaand. Mag U deur Pastor Jacques spreek, Here. Gee hom boldness en courage, Here, om die woord te spreek soos dit staan. En mag ons onder die autoriteit van die skrif kom staan vanaand en sê, Here, verander my hart, sodat ek in lyn kan wees met U woord. Ons as kerk, as bruid het U lief. Met alles in ons, met alles wat ons het. Sê ons halleluja aan die koning van die konings, hy wat is, hy wat was en hy wat definitief weer terugkom op die wolke. Ons het U lief. En almal wat dit glo sê saam. Amen. Jy is geskep met 'n doel. Wie van julle ken die man met die naam Dawid in die Bybel? Hy was daarom 'n merkwaardige man. Vertel vir my een storie van Dawid. 5 klippies, Dawid en Goliat, natuurlik, is een van ons wonderlikste gedeeltes in die Bybel wat ons ken, Dawid en Goliat. Maar daar's 'n mooi gedeelte in die Nuwe Testament wat praat oor Dawid. En ons vind dit in Handelinge 13 vers 36.
Daar staan, want Dawid het, nadat hy sy eie geslag volgens God se raadsbesluit gedien het. Sê saam met my, Dawid het sy volk, sy generasie gedien. Sê saam met my, hy het God se doel vir sy generasie gedien. En toe het hy gesterf. Okay, en dan sê hulle, en by sy voorvaders is hy begrawe, en hy het ontbinding beleef. Eintlik sê dit net, en Dawid het gesterf. Wat 'n ongelooflike getuigskrif. Maar nou julle wat in die begrafnisdienste is, wat 'n grafsteen gedagte is dit nie? David served God's purpose in his generation and he's died. Ek wonder of dit eendag oor my gesê gaan word. Jock het God se doel vir sy generasie gedien en toe het hy gesterf. Dis ietsie waarom ons moet dink, is dit nie so nie? Die vraag voor ons vandag wat hier is dit, wat sal eendag van jou gesê word? Want dis tog die vraag. Daar word iets van Dawid gesê, Dawid het God se doel vir sy generasie gedien. Waarvoor gaan jy onthou word? Wat 'n impak het jy al met jou lewe gemaak? Are you busy, is jy besig om God se doel vir jou generasie te dien? En ek weet, as ons praat oor God se doel vir jou lewe, vir baie mense voel dit so spookasem is daar. Ek weet wat dit is, maar ek weet nie presies wat dit is nie. En ons voel partykeer heeltemal oorweldig oor hierdie feit en hierdie vraag, wat is God se doel vir my lewe? Is dit nie so nie? Baie mense sal sê, maar wat is dit? Wat is God se plan vir my lewe? Vanaand wil ek meer met jou praat asof jy nou eendag 'n dokter gaan word, of 'n tandarts, of 'n binnehuise versierder, of 'n veearts, of 'n motorwerktuigkundige. Ek wou gesê het mechanic, en ek het nou baie hard gedink aan die Afrikaanse woord, hoor. Dit gaan baie meer oor jou beroep eendag. Want jy kan 'n beroep hê en nog steeds God se plan vir jou lewe leef. Maar jy kan 'n beroep hê en God se plan vir jou lewe mis. En ek wil praat vandag in diepte oor God se plan en sy geestelike doelwitte wat vir jou as kind van God het. En hierdie riglyne het ek al oor die 26 jaar gebestudeer. Hierdie riglyne is riglyne wat baie naby my hart lê, want ek het in talle jong mense se lewens het beleef. Hulle het my gevra, pastoor, hoekom gaan ek kerk toe? Wat is die nut daarvan? Alles in die lewe is gedefinieer en het 'n doel. Ek gaan skool toe want ek kry 'n matrieksertifikaat. Ek gaan leer na skool en universiteit want ek kry bevoegdheid vir 'n werk eendag. Hoekom gaan ek kerk toe? Wie van julle het jouself daai vraag al gevra? Wat is die waarde van kerk? Hoekom gaan ek kerk toe? En vanaand gaan ons kyk net deur 2 gedeeltes wat Jesus self gesê het, sy eie woorde. Ouens, is dit nie awesome? Jy sê vir jou langs jou, dis awesome. Okay. Hierdie was Jesus se eie woorde toe hy gepraat het oor 'n doelgedrewe lewe. En ek wil jou vanaand aanspoor. Wat is 'n doel? 'n Doel is 'n teiken. Dis iets waartoe ek mik. 'n Doel is nie net 'n mooi droom of 'n mooi gedagte nie. 'n Droom is ietsie waartoe jy werk, en baie mense sê in die lewe, ek wil net sin beleef. Ek wil vir jou sê, jy gaan nooit sin beleef as jy nie na sin toe werk nie. Jy moet werk na 'n sinvolle lewe toe. Jy moet God se doel vir jou lewe leef. Jy moet uitverkoop wees vir sy plan vir jou lewe. En ons almal sê, amen. So eintlik wat ek vir jou wil sê is, lewe 'n ewigheidsdoel in 'n verganklike wêreld. Lewe vandag ietsie wat ewigheidswaarde het in 'n wêreld wat totaal en al verganklik is. Hy gaan verby. Maar God se doel vir jou lewe bly vir ewig staan. Paulus sê hierdie mooi woord in 1 Korintiërs 9. Hy sê, ek hardloop soos iemand wat nie doelloos is nie. Okay, dink net jy's 'n atleet en almal vra vir jou wat hardloop en sê nee, ek weet nie, ek hardloop net. Hy sê in hierdie gedeelte, ek is nie soos 'n bokser wat net in die lug slaan nie. Wat is 'n bokser se doel? Om 'n teiken raak te slaan. En so baie keer in ons lewe vat ons 'n dart, ons gooi dit teen 'n skoon muur, en dan trek ons 'n kringetjie om en sê ons ek het die target ontmoet. Want ons weet nie wat is God se doel nie. Maar ek wil vanaand 'n paar riglyne gesê, dis God se doel, en streef in volharding om by daai doelwitte in jou lewe uit te kom. Dit gaan kleur aan jou verhouding met die Here gee. Dit gaan jou help in jou wandel met die Here om in volheid om te dien en te eer, en te weet dat wanneer jy in die kerk is, en wanneer jy in die wêreld daar buite is, dat jou lewe het sin en waarde. Amen.
Is so belangrik om vanaand te besef dat ek hardloop nie doelloos rond nie. So vanaand wil ek vir jou vra, lewe jy tot sy eer? Amen. Mag ons daarby uitkom. Daar is 2 mooi gedeeltes waaroor Jesus gepraat het. Sê saam met my die groot opdrag. Wie van julle kan vir my sê waar dit is? Nie jy nie, Theodor? Enigiemand anderste? Dani, jy het nou by Theodor gehoor. Okay. Matteus 28 vers 19. Jesus se groot opdrag. Kom ons lees gou daai groot opdrag. Maar ek wil hê jy moet dit met intensie lees en sê, Here, wat sê u in hierdie groot opdrag? Hier is Jesus se eie woorde. Sien dit asof Jesus voor jou staan vandag en hy sê vir jou, gaan dan en maak disippels van alle nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van tyd. Net tot daar. Wat 'n kosbare. Hy sê, gaan dan heen. Maak disippels van alle nasies, leer hulle om alles te onderhou en doop hulle. Kragtige gedeelte. Kom ons kyk gaan na Jesus se groot gebod. Wie van julle kan vir my sê, wat is dit? Jy moet die? Hierdie 2 opdragte en hierdie gebod en opdrag van Jesus, ek moet jou in die middel van die aand 3 uur kan wakker maak en sê, wat is dit? Dan sê jy, gaan uit en maak disippels van alle nasies. Daardie doelwitte en woorde van Jesus moet so in jou hart leef. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Matteus 22 vers 37 staan daar. Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. Sê halleluja. OK. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jou self. Hy gaan aan. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. So die hele woord is saamgevat in daardie groot gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jou self. Terug gaan na die ou langs en sê, I love you because Jesus says I must. Nee, ek het jou lief, man. En wanneer ons nou hierdie groot opdrag en ons gaan hierdie groot gebod vat en ons begin dit 'n bietjie ontleed en ons kyk daarna, kom ons agter, in hierdie gedeelte is daar 5 Godgegewe lewensdoelwitte. In die groot gebod en in die groot opdrag is daar 5, sê saam met my 5. So vanaand gaan ek vir jou praat oor 5 B's. Sê saam met my 5 B's. Die groot gebod plus die groot opdrag is gelyk aan 5 Godgegewe lewensdoelwitte. Sê saam met my nommer 1. En hier is die eerste een. En wat het ons geleer? Hierdie is die eerste en die grootste gebod. Wat het hy gesê? Jy moet die Here jou God lief hê. Sê saam met my. God se eerste doel met my is dat ek betrokke sal wees. Sê saam met my, betrokke by God. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy in 'n verhouding met God sal leef. Wat beteken dit nog? Dit beteken eintlik soveel baie. Dit beteken dat jy God eerste in jou lewe stel. Hy is die middelpunt, die spoel waarom jou lewe draai. Die tweede ding is jou identiteit, vloei uit hierdie verhouding uit. Is dit nie so nie? Want hy is jou vader en jy is sy kind. En hy het aan almal die reg gegee wat hom aangeneem het om wat genoem te word? Kinders van God. Luister hierson, wanneer jy besef dat jy is geskep om betrokke te wees by God in verhouding, verander jou kerkbywoning. Want iewes skielik is aanbidding nie net 'n Sondagdiens nie. Iewes skielik is aanbidding 'n elke dag gebeurtenis. Iewes skielik word jou hele lewe ingerig, jou finansies, jou verhoudings, alles wat jy doen word ingerig rondom God. Hy is die middelpunt waarom alles draai. Die speuke kom van die spoel af in die middel. Iewes skielik sê jy, wow, hierdie is nie 'n godsdiens nie, hier is 'n verhouding. Ek is geskep om in verhouding met God te staan. Jy is geskep om betrokke te wees by die Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Jy is geskep dan hy om God te ken. En jy is geskep om hom lief te hê. Is dit nie? Dit is wonderlik. Dis almal wonderlik. En ons gaan nou by die tafel stil staan en ons gaan kyk hoe Jesus hierdie 5 doelwitte moontlik gemaak in ons lewe.
En dan wanneer jy kerk toe kom en daar word 'n oproep gemaak aan jou en sê, kom, ons gaan vanaand 'n bid hier hou. Krik, en daar gaan 3 mense hier op. Hoekom? Want hulle dink gebed is net gebed. Gebed is nie net gebed nie. Gebed is 'n oomblik wat ek en jy kry om betrokke te wees by God. Is 'n oomblik wat ons het om hom lief te hê en hom beter te leer ken. En ewe skielik kry dit wat gebeur by die kerk kry waarde. Ewe skielik staan jy hier vanaand en jy is moeg, was 'n lang dag. Ons begin sing en jy hef jou hande net op. Ewe skielik skep ons die geleentheid. Was jy betrokke met die band of was jy betrokke by God? Ewe skielik was daar 'n geleentheid geskep vir jou om te groei in jou verhouding met die Here, om hom liewer te hê en te sê, Here, ek het U lief met my hele hart. So jou eerste doelwit is om betrokke te wees by God. En dis waarom alles draai. Vanuit hierdie punt uit gebeur al die ander dinge in my lewe. Amen. Hy is jou middelpunt. Hy is jou middelpunt. Hy is eerste in jou lewe. Die tweede een is, wonder wat sy julle sê is dit. Ons sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, siel en verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou is ons betrokke by God, die eerste B. Nou is ons betrokke by God se huisgesin. Mense, verhouding, fellowship. Weet jy wat, kyk na die ou langs jou, jy's geskep vir fellowship, man. Okay. Jy is geskep vir fellowship. En baie keer sal ons daai skrifgedeelte gebruik wat ons sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself vir verhouding met mekaar. Maar dit beteken heeltemal ietsie anders. Ons gaan nou kyk na 'n ander doelwit. Die doelwit wat hier geld, vind ons uit die groot opdrag uit. En dit is die woordjie doop hulle. Daar gebeur ietsie besonders wanneer jy as kind van God gedoop word. Net jy jou hart vir die Here gegee. Jy het tot bekering gekom. Jy skoon gewas en eweskielik het jy begeerte om gedoop te word, om in gehoorsaamheid te wandel. Maar die doop is eintlik 'n inlywing van jou. Dis 'n bevestiging dat jy wat 'n vreemdeling was van God, eweskielik deel geword het van sy huisgesin. Halleluja. Okay. In die sendingveld werk dit so in Indië. As jy byvoorbeeld tot bekering kom, is die ouens nog okay met jou. Ja, jy sê jy's 'n Christen, maar sodra jy gedoop word, dan is daar moeilikheid. Dan jaag hulle jou weg. Dan mag jy nie deel wees meer van die gemeenskap nie, want die dood is 'n vereenselwiging. Ek het Jesus gekies en ek kies sy kerk. Halleluja. Is dit nie mooi nie? So met ander woorde, God se skepingsdoel met my is ek moet betrokke wees by hom en in die tweede plek moet ek betrokke wees by God se huisgesin. Ek is geskep vir gemeenskap met ander mense. Wat beteken dit? Ek behoort nie nou net meer aan die Here nie. Ek behoort aan sy kerk. Halleluja. Ek het 'n geestelike familie. Kyk na die ou langs jou en sê vir my, ek het gewonder hoekom like ek jou so baie. Okay. Okay. Jy is ontwerp vir dit, man. Gemeenskap. As kind van die Here is nie opsioneel nie. Jy kan nie in 'n hoekie sit en dink jy gaan geestelik groei nie. Dis binne in 'n geloofsgemeenskap. En eweskielik het 'n koffiekamer by die kerk waarde. Luister, hierdie kerkraad het nie net eendag besluit, kom ons spandeer baie geld en kom ons drink koffie nie. Daar's 'n doelwit agter die koffiekamer. Daar's 'n doelwit agter fellowship geleenthede. Dis om jou geleentheid te skep om betrokke te wees by mekaar. Want die lewe is so gejaag, jy kom in die kerk en ek kom bid die Here, ek luister na die Bybel, klim in my kar en ek ry huis toe. Is dit nie so nie? Maar in 'n koffiekamer en 'n fellowship geleenthede kry ek geleentheid om met iemand te verbind. Ek kry met iemand geleentheid om met iemand te praat en saam met hom te bid. Die kerk word dan nie net 'n gebou nie. Eweskielik besef ek die kerk is mense. En die kerk is nie net sommer enige mense nie. Dis God se familie. Halleluja. Dis kom ek so lief is vir die kerk. Sê vir jou langs jou, that's why I love you so much. Amen. Okay. So met ander woorde, God het jou gemaak, Phoebe, om te behoort, om deel te wees. Hy het jou gemaak sodat jy gedra kan word deur 'n familie, maar ook ander kan dra. Halleluja. So ek is geskep om betrokke te wees by God en betrokke te wees by God se huisgesin. Die derde een is hierdie gedeelte. Gaan dan heen. Sê sommer my, gaan dan heen en maak disippels. Wat beteken dit? Jy is geskep om 'n boodskapdraer te wees. Betrokke by God se huisgesin en nou is ek 'n boodskapdraer. Man, ek is toevertrou met die wonderlikste boodskap en dit is om ander mense van Jesus te vertel. Ek het nodig om vir hulle te vertel hoe sy storie, my storie ontmoet en my hele lewe kom verander.
Ek het nodig om te vertel dat hy sondes vergewe en dat hy siekes genees, dat hy mense wat geestelik blind is, weer laat sien. Ek het nodig om vir mense te sê dat die wat gevange is, vrygelaat is deur Christus Jesus se werk aan die kruis. En dat jy nie 'n lewe van gebondenheid toe hoef te leef nie. Ek het nodig om vandag vir jou te sê, dat ek die boodskap ontvang om vir jou te sê, dat hy is die lig. En die duisternis kon die lig nie oorwin nie. En al wil die vyand met hoeveel duisternis oor jou lewe kom, al wil hy jou moeg maak, al wil hy op plekke kom en jou oorweldig laat voel, God se lig en oorwinning sal in jou lewe deurbreek. Halleluja. Ewe skielik kom hy by daardie plek en sê, ek is 'n boodskapdraer. Elke gelowige, luister hierso, is 'n boodskapdraer. Ek lag so, as ons as kerk praat oor evangelisasie, dan sê ons, ek is bly dis daarom vir ander mense, hoor. Luister, evangelisasie is nie net in China of in Taiwan of India nie. Evangelisasie is wanneer jy by hierdie kerk se deure uitstap. As jy instap, stap jy in die kerk, en as jy uitstap, betree jy die sendingveld. Is dit nie so nie? Die kerk het nie deure wat net ingaan nie, hy het swaai deure man, in en uit. Okay. En die kerk wil hê jy moet meer uitwees as wat jy in is, hoor. Hy wil hê jy moet daar buite 'n verskil gaan maak. Jy kom in om toegerus te word. Elke Sondag hoor ons met soveel sorg die woord van die Here. Jy's 'n draer van daardie boodskap van Jesus Christus. Amen. Okay. So met ander woorde, ek lewe iewes skielik met 'n sendingsbewustheid. Iewes skielik staan ek op in 'n oggend en ek besef, die Here gaan dalk iemand vandag oor my pad stuur. Nee. Hy gaan nie dalk nie. Ek sê, Here, stuur asseblief iemand oor my pad, want ek het iets om met ander mense te deel. Ek het 'n sendingsbewustheid. Ek het besef dat daar soveel mense verlore gaan en ek wil mense vir Jesus wen. Ek kom op 'n plek waar ek besef dat die evangelie is nie net woorde nie. Dis nie net evangeliste wat gestuur is nie. Ek is gestuur om in woord en in daad 'n evangelis te wees in 'n wêreld daar buite, om lig en sout te wees. En ek sien myself as 'n ligdraer van die evangelie van Jesus. Halleluja. So aan die ander woorde, dadelik sien ons, of ek nou 'n verkoopsman is, of ek nou 'n besigheidsman is, of ek nou 'n huisvrou is, ek is geroep om betrokke te wees by God in verhouding. Ek is geroep om betrokke te wees by God se mense. En ek is geroep om 'n boodskapdraer te wees. En nou hierdie moeilike vraag wat ek eintlik vir jou wil vra is, wat verkondig jou lewe? Wat se boodskap dra jy uit na buite? So jy is gemaak om 'n boodskap te dra en ander mense na Jesus toe te lei. En ons almal sê, halleluja. Die tweede laaste een, en julle is so opgewonde, is bedienaar. Sê saam met my, bedienaar. En dis waar ons hierdie gedeelte kry, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Sien jy wat iets gebeur wanneer ek God lief het? Wanneer ek God lief het, deponeer hy homself in my lewe. Hy deponeer sy liefde, sy volheid in my. En weet jy wat, ek kan dit nie vir myself hou nie. Hierdie liefde wat God vir my het, wil ek met ander mense deel. 'n Verhouding wat ek het met die Here is 'n natuurlike uitvloeisel daarvan, is dat ek lief is vir mense en dat ek mense wil dien. Ewe skielik kom ek agter, die lewe gaan nie net oor my nie. Ek gaan nie oor my gemak nie. Ek wil 'n verskil maak oral waar ek beweeg. Ek doen dit natuurlik met die evangelie boodskap wat ek uitdra, want ek is 'n boodskapdraer, maar ek is ook 'n bedienaar. En bedieninge het verskillende forme. Bediening is om 'n koppie koffie te maak en dan sê, kyk pastoor, kyk, ek het die swaan. Ek het 'n swaan gemaak en dan sê ek, is dit 'n swaan of 'n budgie? Okay. Maar dit was koffie, nee, om 'n stoel te dra. Ek kyk hierdie jong mense vanoggend by die sonnaskool wat so rondspring saam met daai kindertjies. En ek sê vir myself, wow. Bediening het ander forme. Hulle wat al vroeg hier is om die koffiekamer voor te berei vir ons na diens. Die klankouens wat hier is, die multimedia ouens wat hier is. Jy wat van ons die deurwagters. Daar is soveel bedieninge, maar eers moet jy jouself gee vir ietsie groters as jouself. Is dit nie so nie? Jy is geskep om 'n bedienaar te wees. Jy word gevorm deur die woord. Is dit nie so nie? God het jou gawes gegee om te gebruik. En nou sê jy van jouself, ek het heel agter in die ry gestaan, ek het net een gawe. Okay. Daar's 'n storie van ouens wat baie gawes gehad en 'n storie van ouens wat een gawe gehad het, nê. Nee. Wat het Jesus verwag? Jy moet elke gawe gebruik wat jy het, of dit nou een is of baie is. Gebruik jou gawes. Ewe skielik besef ek, ek lewe nie net vir myself nie. Ek lewe vir die opbou van ander mense. En weet jy wat, een wonderlike ding. Seker een van die mooiste
dinge wat daar is 'n kind van die Here wat ander mense dien. Dis mooi. Want 'n dienskneg weerspieël Jesus Christus. Hy het voete gewas. Ons koning was 'n dienskneg. En daarom word jy geroep tot bediening. Nou sit jy vanaand hier so en jy sê, wat is God se plan met my lewe? As jy daar by aanmoor waar jy met al die mense sien, daar waar jy sit, sê jy, Here, ek begin hierdie dag, want ek weet 'n verhouding met U is belangrik. Ek begin met die Here. En wanneer mense by daai deure instap, Here, ek is geskep om betrokke te wees by mense. U het vir my 'n bediening gegee, Here. En wanneer ek hierdie mense help om iemand te begrawe vir wie hulle lief was, is dit nie net 'n bediening nie, maar my lewe dra 'n boodskap van hoop en restaurasie aan ander mense. As jy jou lewe het 'n doel. God het jou intentioneel gemaak. Is dit nie so nie? Elkeen van julle wat vanaand hier sit. You have purpose. Okay. Die Here het nie gesê, okay, kom ek maak nou maar net vir Byron. Ja, Byron. Toe die Here Byron gemaak het, het hy intentioneel met Byron gaan sit. Hy sê, hierdie is my seun, ek gaan hom vorm. Ek het hom sekere vaardighede gegee. Ek gaan hom deur sekere lewenservaring stuur. Weet ek plaas 'n roeping van liefde in sy hart om 'n verskil te maak. Hy sal 'n dienskneg wees. En ek rig sy hart op om 'n liefde te hê vir die kerk van Jesus. En die Here het jou gevat. Sy asem in jou geblaas. En hier is Byron. En Byron, weet jy wat? Ons almal wat hier sit, is beter omdat jy hier is. Amen? Jou lewe het waarde. Jy is geskep om 'n bedienaar van koning Jesus te wees. Jou lewe het intensie. Amen. Amen. En die laaste enetjie is hier. Jy is geskep om 'n beelddraer te wees. Onthou, gaan dan heen en maak disippels, boodskapdraer. Wat sê ons dan? Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Ons sê jy is 'n bedienaar. En dan die laaste een, beelddraer. Leer hulle. Sê saam met my, leer hulle. Leer hulle. Om alles te... Sien jy, ons dink disippelskap is om net 'n klomp kennis in jou kop te kry. Dawie, as ek al die psalms gelees het, ek sê disipel, halleluja. Disippelskap is nie net kennis nie. Leer hulle om alles te onderhou. Disippelskap is gehoorsaamheid en karaktervorming in jou lewe. Jy is geroep om 'n beelddraer van Jesus te kyk. As iemand na jou kyk, hoe jy praat, hoe jy optree, so is 'n kind van die Here. Hulle vertel 'n storie van 'n jong meisietjie wat in 'n Amerikaanse treinstasie, ondergronds, 'n subwaystasie gesit het en sy het 'n paar appeltjies verkoop. En daai oggend was almal bedrywig en iemand stap haar stalletjie en alle appeltjies val af. Maar nou is sy blind, Beries. Nou, sy weet die appels rol oral rond en sy begin op die vloer rondskarrel en sy tel hierdie appeltjie, daar vind sy een, sy voel daai een. En ewe skielik is daar iemand wat langs haar kniel en besig is om saam met haar die appels op te tel. Iemand wat kan sien. En hierdie jong meisietjie wat blind is, gryp hierdie persoon se arm. Sy sê, "Sir, madam?" Hy sê nou, "Sir. Sir, are you Jesus?" En toe ek daai storie lees, het dit my lewe so geïmpakteer. Wat sien mense van hulle met my te doen het? Sien hulle iets van Jesus se hart? Word Jesus se beeld in my optrede, Tamrin, in my woorde, word dit weerspieël? Is ek 'n refleksie van die seun van God? En hierdie enetjie gaan ons nog ons hele lewe lank hê. Okay, want God soek nie perfekte mense nie. Hy soek toegewyde mense. Sê vir jou langs jou. Okay. So ek word gevorm deur die woord. Want die woord is die waarheid. Ek groei in karakter. Ek groei in heiligheid. Ek groei in gehoorsaamheid. Ek word elke dag meer en meer soos Jesus. So jy is geroep om 'n beelddraer van Jesus te wees. 5 B's. Om betrokke te wees by God in verhouding. Om betrokke te wees by sy huisgesin. Ek is geroep om 'n beelddraer te wees. Ek is geroep om 'n bedienaar te wees. Geroep om 'n boodskapdraer te wees. 5 B's. Johannes 17 sê hierdie mooi deel en Jesus het dit gesê. Hy sê, Vader,
ek het U verheerlik op aarde, deur die werk te voltooi, wat U my gegee het om te doen. Hoor Jesus se woorde, Vader, ek het U verheerlik. En nou vra my, wat is die doel van hierdie 5 doelwitte? Hoekom is dit so belangrik om doelgerig te leef? Is dit my en jou lewe daar dieselfde uitroep sal hê? Vader, ek het U verheerlik deur om doelgedrewe te lewe. Ek het U verheerlik, my Vader, om betrokke te wees by U in verhouding, om betrokke te wees by my naaste. Ek het U verheerlik deur om 'n beelddraer te wees van U. Here, ek het U verheerlik om 'n bedienaar te wees. Here, ek het U verheerlik deur 'n boodskap van verlossing en redding uit te dra. Here, word U verheerlik deur my lewe. En ons almal sê, amen en amen daarop. En dit is op die einde van die dag die groot vraag. En die eerste vraag is hierdie. Wie is die middelpunt van jou lewe? Dit beantwoord daardie vraag, betrokkenheid by God. Is dit nie so nie? Wie is die middelpunt van jou lewe? Is God werklik die middelpunt? Of is daar ietsie anders wat God is in jou lewe? Die tweede vraagie wat ek jou wil vra is, hoe lyk jou karakter? Word jy elke dag meer en meer soos Jesus? Of sien mense nog te veel van jouself? Die derde vraagie is, maak my lewe 'n verskil? So ek wil jou vra, gebruik jy jou gawes? Onthou, gebruik jy jou pyn? Gebruik jy jou storie om werklik 'n verskil te maak? Die vierde vraagie is, wat dra jou lewe uit? Wat vertel jou lewe? Dra jou woorde en jou optrede die goeie nuus uit na ander mense toe? Verkondig jy die evangelie waar jy beweeg? En dan die laaste vraagie is, waar behoort jy? Met ander woorde, het jy al ingeskakel? Pas jy al in? Is jy al werklik deel van die huisgesin van God? Is jy bloedgewas, water gedoop en Heilige Gees gevul? Eer jy jou Vader deur jou lewe? So hier wil ek mee afsluit vanaand, voordat ons gaan aansit by die nagmaaltafel. Mag daar eendag van jou gesê word, hy het God se doel vir sy geslag gedien. En ons almal sê, amen. Almal sê, amen.